meeste van ons, as nie almal van ons, ken die lied Amazing Grace, genade onbeskryflik groot. Maar ken ons die storie van hierdie lied? Hierdie lied is geskryf deur John Newton. Nou, John Newton was in die 1740s as 'n slaaf verkoop in Wes-Afrika en later het hy ook in slawehandel betrokke geraak toe hy op die skepe gewerk het wat die slawe heen en weer vervoer en verkoop het. En in 1748 word die skip waarop John Newton is getref deur 'n groot storm en hy is vasoortuig hy gaan sterf. En hy roep uit na God en hy word gered. En daarna skryf hy hierdie lied. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. John Newton besef dat hy as mens het nie God se genade verdien nie, maar hy het ontvang. So hy skryf nie hierdie lied oor 'n groot teologiese waarheid nie. Hy skryf hierdie lied oor sy lewe en wat in sy lewe gebeur het. En in die skrif kry ons nog 'n persoon aan wie se lewe ons hierdie konnektasie kan maak. En dit is die persoon Paulus. Paulus vervolg die kerk van Christus. En op 'n stadium word hy gered en ontvang hy die genade van God en word hy een van die grootste verkondigers van die evangelie wat ons van lees in die Bybel in die Nuwe Testament. En dan in 1 Korintiërs 15 vers 10 kom skryf hy, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Paulus weet, hy het nie God se genade verdien nie, maar hy het dit ontvang. En ek en jy ontvang dag na dag God se genade. Wat ons is genade van God. En daarom wil ek jou hierdie week net kom bemoedig, wil jy nie 'n bietjie rondom jou kyk en net weer God se genade raak sien nie. God skenk hierdie genade vir jou en my elke dag in die groot oomblikke, maar ook in die klein oomblikke. Hy skenk dit vir ons en ons kan dit ontvang en saam met John Newton en saam met Paulus kan ons getuig, wat ek is net genade. Uit genade alleen is ek gered. Mag jy dit hierdie week net weer opnuut vars beleef. Mooi week.